Hallo julle en baie welkom by die begin van 'n splinternuwe reis saam as kleingroepe. Ons het net vroeër hierdie week het ons 'n kleingroep celebration gehad. Dankie vir die van julle wat daaraan deelgeneem het en ons het hierdie geleentheid gebruik om mekaar som net weer te herinner hoekom doen ons kleingroepe, die why agter kleingroepe. En Rudolf het ons lekker gechallenge en geïnspireer en ons het eintlik 'n tipe van 'n nuwe visie vir ons kleingroepe gelons. Na revolusie van laas jaar het ons besef daar's eintlik net twee tipes kleingroepe in Oosterrug. Die een stel groepe is die wat intentioneel revolusie probeer uitleef in hulle alledaagse lewe en dan is daar die ander groep, dis die groepe wat nie die kopkennis kon vertaal het na die uitleef van revolusie nie. So 'n paar weke gelede by een van ons kleingroep opleidingssessies was dit juis een van die goed wat kleingroepleiers aan ons genoem het. Dit is 'n groot uitdaging. Die uitdaging is dat groepe en individue sukkel om al die content wat hulle hier by Oosterrug kry te gaan uitleef in hartskennis en in my fisiese hoe ek leef elke dag. So daarom het ons besluit om die formaat van die kleingroep net effens te verander. Ons gaan nou in 'n 4-weeklikse siklus begin werk in die kleingroepe, waarvan week 1 en week 2 soos normaal content in videoformaat net soos hierdie ene op YouTube beskikbaar gaan wees. Week 3 en 4 van die siklus is dan oop vir julle om as groep te besluit. Julle het nie af nie, julle gaan nog steeds by mekaar kom, daar gaan net nie content wees nie. Die een week gaan julle gebruik om net te social, om saam te kuier, burgeraande, pizza-aande, connection-aande, mekaar beter en dieper te leer ken. Ons het juis hiervoor vir elke kleingroepleier gebless met 'n pakkie conversation kaarte van Oosterrug, wat julle kan help om bietjie dieper te grawe in mekaar se lewe en regtig julle verhoudings te versterk en mekaar beter te leer ken. Die ander aand van die week wat dan nou oorbly, gaan julle gebruik om julle lywe te skuif. Met ander woorde, daai projek waarvoor julle gekommit het, waarby julle betrokke is, julle gebruik dan hierdie aand om by daai projek besig te wees, of besig te wees met iets vir daardie projek. En ons wil julle tog ook net noem, dat dit hoef nie altyd iets prakties te wees nie. Jy hoef nie altyd iets daar te gaan doen nie. Die bloot net daar wees, saam met die mense van die projek, of die nood wat julle raak gesien het, is juist die ding waarmee ons Pretoria Oos mense so sukkel. Ons wil baie doen prakties, of ons wil geld gooi na 'n probleem toe, maar ons presence, ons teenwoordigheid te gee, ons sukkel hiermee. So ons glo, hierdie nuwe ritme, gaan ons help om dieper connection met mekaar te bou, in die groepe, net soos wat ons bespreek het by revolusie, maar ook ons help in ons disipelskappad, om ruimte te maak, om kopkennis, hartkennis te maak, om prakties daagliks ons navolgelingskap van Jesus uit te leef. So as tyd nog altyd julle verskoning was oor hoekom julle nie by 'n projek betrokke kan wees nie, help ons julle ook nou hiermee. Ons maak nou vir julle tyd. So kontak vir Bianca as julle nog nie by 'n projek aangesluit het nie, of bid weer regtig intentioneel dat julle saam as 'n groep 'n need in julle omgewing of julle buurt raak sien wat julle kan aanspreek, waar julle by betrokke kan wees en by kan connect ten minste op 'n maandelikse basis. So ja, dis waar ons nou staan. En nou is ons op dieselfde bladsy. En met dit alles in gedagte, gaan ons vir die res van die jaar oor die loop van 9 sessies saam ontdek wat dit beteken om deel te wees van ware community en hoe jy as individu, maar julle as 'n groep, die meeste uit julle kleingroep kan kry met hierdie nuwe ritme wat ons ook nou gaan begin leef. Ons weet almal teen die tyd dat God het ons nie geskep om geloof alleen te doen nie. Geloof is 'n spansport. Van die heel eerste bladsy van die Bybel af sien ons dat God mense vir verhouding geskep het. Nie net verhouding met hom nie, maar ook verhouding met mekaar. En daarom is een van die grootste tragedies van ons moderne wêreld dat mense meer verbind, meer connected is as ooit deur tegnologie, maar dikwels meer alleen as ooit van tevore voel. Ons leef juis in 'n kultuur wat onafhanklikheid celebrate, ons sê vir mekaar, ek het nie iemand nodig nie. Ek sal dit self uitsorteer. My geloof is tussen my en God. Kom ek vra eerder vir AI in plaas van om vir my vriend of my pa wat 'n kenner in die veld is, te raadpleeg. Maar die Nuwe Testament ken nie so geloof of so 'n manier van leef nie. Jesus het disippels in groepe gevorm. Die vroeë kerk het saam geleef. Paulus skryf voortdurend aan gemeenskappe, groepe gelowiges. So die Christelike lewe was nog nooit bedoel om 'n solo reis te wees nie. En daarom gaan hierdie reeks, hierdie 9 weke, hierdie nuwe ritme van kleingroepe, nie net om 'n beter kleingroep te hê nie, dit gaan oor hoe om die soort gemeenskap te word wat God bedoel het, vir wie Jesus gesterf het.
So ek gaan vir ons 'n teksgedeelte lees en ons gaan lekker oor hierdie teksgedeelte chat. En dis 1 Tessalonisense 5 vers 12 tot 18. Ek gaan hom vir julle lees uit die 83 vertaling en dan ook uit die Nuwe Testament. Hoor wat sê Paulus hier aan die Tessalonisense. Dis sy laaste opdrag aan hulle. Hy sê: Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk dit julle op die hart, broers, wys die leegleers onder julle tereg, praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes en wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Hoor hoe mooi sê Stefan Joubert dit, hy gee sommer 'n vars taal vir ons aan hierdie teksgedeelte. Hy sê praktiese geloof, hy sê liewe geloofsfamilie of liewe kleingroep, kan ek julle vra, sien asseblief daardie mense raak wat hard tussen julle werk. Dit is hulle wat julle bystaan en lei om die Here te dien en wat julle reg help as dit nodig is. Julle moet die hoogste respek vir hulle hê. Wees lief vir hulle, want hulle werk vir julle. Leef in vrede met mekaar. Liewe geloofsfamilie, liewe kleingroep, ek wil julle aanmoedig om die leiers reg te help wat nie wil werk nie, en om die moedeloses hoop in te praat, en om die swakkes te help, en om baie geduldig met almal te wees. Maak seker dat niemand probeer om iemand anders terug te kry op dieselfde lelike maniere as wat daardie mense teenoor julle opgetree het nie. Gaan uit julle pad uit om goeie dinge vir mekaar te doen, en doen dit vir almal, al is hulle nie deel van die kerk nie, al is hulle nie deel van julle kleingroep nie. Wees altyd bly, bid aanhoudend en sonder om moeg te word. Wees dankbaar teenoor God, loof hom in alle omstandighede. Dit is God se wil vir julle, wat in Christus Jesus glo. Wat 'n amazing teksgedeelte vir kleingroepe. En kom ons chat sommer net 'n bietjie hieroor. Wat sê Paulus vir ons? Hy sê ware gemeenskap gebeur nie toevallig nie. Want ons hierdie gedeelte lees, sien ons Paulus sê iets belangrik. Hy beskryf nie net 'n vergadering, 'n get-together nie, hy beskryf 'n kultuur, 'n atmosfeer. Hy beskryf sy wil. Wonder jy ooit wat is God se wil vir jou lewe? Hier is dit swart op wit. Hier sê hy, hier is sy wil. Hy sê, eer mekaar, celebrate mekaar, leef in vrede, help die swakkes, bemoedig die kleinmoediges, wys mekaar tereg in liefde waar nodig. Wees geduldig met mekaar, vergewe, bid saam, wees dankbaar. En hierdie goed gebeur nie toevallig nie. Hierdie tipe gemeenskap word doelbewus intentioneel gebou. Nou hier is die realiteit. Die meeste mense wil graag die voordele van gemeenskap hê, die voordele van 'n kleingroep hê, die ondersteuning, die vriendskap, die social, mense wat vir hulle bid, mense wat vir hulle omgee. Maar baie min mense besef dat sulke kleingroepe, sulke gemeenskap ook iets van ons vra. Dit vra jou tyd, jou kwesbaarheid, geduld, opoffering, commitment, opoffering van my gemak. En die rede waarom diep gemeenskap so skaars is omdat dit vereis dat ons minder op onsself fokus en meer op mekaar. So wat is God se droom vir kleingroepe, vir community? Rick Warren sê dat community nie bloot gaan oor saam wees nie, gaan oor saam groei. So oor die volgende 9 sessies gaan ons 9 eienskappe van hierdie community saam ontdek. Nie as reëls nie, maar eintlik as gewoontes of dalk eerder karaktereienskappe van hierdie tipe community waarna ons eintlik almal verlang en wat ons so nodig het. So ons begin volgende week met die heel eerste karaktereienskap en vandag fokus ons net op hierdie laaste woorde van Paulus aan Tessalonisense. En hy praat hier eintlik oor daai kultuur van 'n gesonde gemeenskap. Nou die waarheid is, julle groep het 'n kultuur. Party groepe het 'n kultuur van oppervlakkigheid, ander het 'n kultuur van kritiek, ander het 'n kultuur van performance, wie die mooiste huis, die grootste, die beste, wie maak die lekkerste kos, wie die meeste Bybelkennis, wie die grootste antwoorde, en ander het 'n kultuur van liefde, veiligheid en eerlikheid. So die vraag is nie, het julle kleingroepe kultuur nie. Die vraag is, watter kultuur heers en is besig om gevorm te word in julle kleingroep? So Paulus wys vir ons aan die hand van 6 dinge hoe hierdie Jesus gemeenskap behoort te lyk. Wat is die kenmerke daarvan? En ek haal dit uit die teksgedeelte en daarna gaan ek julle los om bietjie lekker te gesels. So byt vas dit ons gou deur hierdie 6 kom. Die heel eerste ene is Paulus sê 'n gesonde groep eer en waardeer mekaar. Wat sê die teks? Erken die mense wat so hard onder julle werk. Een van die vinnigste maniere hoe 'n groep koud word is wanneer mense ongesiens voel, wanneer mense deurskynend voel in julle groep. Gesonde gemeenskap vier mekaar.
dit sien moeite raak, dit waardeer getrouheid, dit spreek lewe. In 'n wêreld is kritiek goedkoop, maar in die koninkryk behoort eer en celebration normaal te wees. So julle kleingroepkultuur kan verander wanneer mense begin dankie sê, wanneer julle begin mekaar raak sien, wanneer julle vir mekaar sê hoeveel julle waardering het vir mekaar, en wanneer julle mekaar celebrate, want mense blom waar hulle gewaardeerd voel, as gevolg van dit wat hulle vir die Here doen. 'n tweede ene is 'n gesonde groep dra mekaar verskillend. Kyk hoe prakties raak Paulus hier. Hy sê, praat die kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig. Hierdie is 'n ongelooflike belangrike ding, want nie almal in julle groep het nou dieselfde nodig nie. Sekere mense in julle groep het bemoediging nodig, party het waarheid nodig, party het ondersteuning nodig, party het iemand nodig wat net geduldig langs hulle sit of staan en luister na hulle. So met ander woorde, ware community, kleingroep beteken, ons behandel nie almal dieselfde nie, maar ons gee vir hulle wat hulle nodig het. En dis wat Jesus gedoen het. Hy het mense persoonlik raak gesien. Dink aan Markus. En Markus is daar 'n storie, ek gaan vir julle gou die storie vertel van Bartimeus, die blinde Bartimeus wat daar eenkant is, en Jesus vra vir hom, Jesus hoor eintlik vir Bartimeus roep, Jesus, Rabbi, en hy sê, Wie daar so? Wie roep my so? En die disipels sê, nee man, dis die gereelde kasser, is Bartimeus wat julle daar roep. En Jesus sê, maar ek wil met hom praat. En dan sê Markus die volgende woorde. Jesus is aan die woord, hy sê, wat het jy vir my nodig? Vra Jesus vir hom. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen, Rabboni? Sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik kon hierdie blinde man sien, en hy het opgegaan en het agter Jesus aangeloop. En dis waar baie groepe groei bereik, groei of breek dalk. Wanneer ons begin besef, community gaan nie oor content nie, dit gaan oor mense. Wanneer ons vir mense gee wat hulle nodig het. So wanneer laas het jy vir die mense gevra in jou groep, wat het jy nodig van ons? Het jy bemoediging nodig? Het jy teregwysing nodig? Het jy geduldige luisterende oor nodig? Wees soos Jesus, behandel mense volgens wat hulle nou nodig het van die groep. 'n derde ongelooflike cool ding is 'n gesonde groep roep mekaar tot verantwoordelikheid, accountability. Paulus sê 'n baie sterk ding, jy sê wys die leegleers, die leiers onder julle tereg. Hierdie woord beteken eintlik die mense wat passief geraak het in hulle geloof. Dis wat ongedissiplineerd leef of eintlik net nie hulle verantwoordelikheid opneem nie. Dis belangrik. Paulus sê nie ignoreer dit nie. Paulus sê nie praat agter hulle rug wanneer hulle nie opdaag nie. Paulus sê nie cancel hulle nie. Hy sê help hulle om terug in lyn met God se hart te kom. Dis wat ware community doen. Want liefde beteken nie ons los mekaar waar ons is nie. Ware liefde sê ek gee genoeg om jou te help groei. So in 'n gesonde klein groep challenge ons mekaar. Roep ons mekaar terug wanneer iemand verdwaal. Behandel ons mekaar, hou ons mekaar accountable en herinner ons mekaar aan die lewe waartoe God ons roep. Dis nie harde oordeel nie, dis net liefdevolle waarheid. Want daar is 'n groot verskil tussen kritiek en geestelike verantwoordelikheid. Kritiek breek mense af, maar Bybelse teregwysing probeer herstel. Soms beteken liefde 'n moeilike gesprek, 'n eerlike waarheid, of om net iemand te herinner, jy is gemaak vir meer as hierdie. En die hartseer ding is, baie groepe mis hierdie heeltemal, want ons wil graag veilig wees, gemaklik wees, konflik vermy, maar dan raak community oppervlakkig en daar gebeur nie groei nie. Groei gebeur juis wanneer mense genoeg omgee om die waarheid te praat, om mekaar nader na Jesus te roep, om ongemaklike gesprekke te hê, en nie passief toe te kyk hoe iemand wegdryf nie. 'n vierde ene is 'n gesonde groep beskerm vrede. Hulle leef in vrede met mekaar, sê Paulus. En vrede gebeur nie van self nie, dit moet beskerm word, want elke groep gaan misverstande hê, verskille hê, ongemak hê, teleurstelling hê, maar gesonde gemeenskap sê, ons gaan nie weghardloop wanneer dinge ongemaklik raak nie. Ons kultuur vandag leer ons cancel, withdraw, disconnect, maar Jesus kultuur sê, vergewe, praat, bly, werk deur dinge, behou die vrede, en dis revolusionêr. Party van die diepste geestelike groei gebeur nie wanneer alles maklik is nie, maar wanneer mense kies om lief te hê, inspanning, en te kies om in vrede met mekaar te leef. Die vyfde ene, 'n gesonde groep leef vir meer as hulle self. Dis hoekom Paulus sal sê, beywer julle vir die belange van julle medegelowiges en ook van alle mense. Die ding is, 'n klein groep kan baie maklik gevaarlik raak wanneer dit net inward raak, wanneer alles net gaan oor ons gemak, ons vriende, ons behoeftes. God roep community om oor te vloei. 'n Gesonde groep vra wie kort gebed. Ek gebruik nou die dag die voorbeeld van Plastic View in Iran. Wanneer laas het jy gebid vir Plastic View wat nou 2 keer in hierdie winter alreeds gebrand het? Wanneer laas het jy gebid nie net vir gelowiges nie, maar net mense in Iran
wat deur 'n moeilike tyd gaan, 'n gesonde groep vra, vir wie moet ek bid? Wie voel alleen? Wie kan ons dien? Wie moet nog hierdie liefde, hierdie stuk community beleef? Wie moet 'n uitnodiging kry na ons kleingroep toe? Want ware community eindig nooit by homself nie. Dit nooi altyd ander in om deel te raak. En dan die laaste een wat ons uitlig uit Paulus se teksgedeelte is, 'n gesonde groep leef met vreugde, gebed en dankbaarheid. Hy eindig amper om te sê, wees altyd bly, bid gedurig, wees aan alle omstandighede dankbaar. Is amper asof Paulus sê, laat hierdie die atmosfeer van julle kleingroep wees. Nie perfeksie nie fake happiness nie, maar 'n diep geestelike ritme van vreugde, vergenoegdheid, gebed, dankbaarheid. En hierdie is God se wil vir jou en julle kleingroep. Groepe verander wanneer hulle saam bid. Groepe verander wanneer hulle saam dankbaar raak. Groepe verander wanneer lof sterker raak as kritiek. Mense wat saam bid, bly nader aan mekaar. Mense wat saam dankbaar raak, sien God makliker en meer raak. En mense wat saam blydskap kies, bring lewe in moeilike seisoene. So die groot gevaar van oppervlakkige gemeenskap is dat een van die redes daarvoor is hoekom mense teleurgesteld word in kleingroepe, is omdat hulle verwag dat hierdie tipe gemeenskap van self gaan gebeur. Maar ware gemeenskap begin wanneer mense bereid is om die masker af te haal. Kyk weer na die woorde van Paulus, praat kleinmoediges moed in, help die swakkes, wees met almal geduldig. Jy kan nie iemand bemoedig as jy nie weet hulle is moedeloos nie. Jy kan nie iemand help as hulle nooit erken hulle sukkel nie. Jy kan nie geduldig wees met iemand as jy nooit regtig weet wat in hulle hart aangaan nie. Ware gemeenskap gebeur wanneer ons ophou voorgee, wanneer ons ophou probeer perfek lyk, wanneer ons mekaar toelaat om die ware ons te sien. En dis presies hoekom hierdie reeks en hierdie teksgedeelte vir ons so belangrik is. Ons wil nie net beter get-togethers vir julle as kleingroepe hê nie, ons wil dieper verhoudings hê in julle groepe, vormende verhoudings, vormende ruimtes hê. So, dit was nou regtig 'n mondvol. So hierso is vir julle 'n tyd vir bespreking. Ek gaan vir julle 2 vrae gee, vat lekker tyd, gesels hieroor, reflekteer hieroor. As jy eerlik is met jouself en in julle groep, watter kultuur is tans besig om in julle groep te vorm? En die tweede vraag, watter een van Paulus se uitdagings van hierdie 6 voel vir jou die noodsaaklikste of die belangrikste vir julle groep in hierdie seisoen? Chat 'n bietjie hieroor en dan sluit ons saam af. Ek hoop julle het 'n baie goeie lewensgewende gesprek gehad nou in julle groep. En oor die volgende 9 sessies gaan ons bietjie uitbou op hierdie. Ons gaan nie net nog klomp inligting en content vir julle gee nie. Ons gaan julle help om saam te oefen om hierdie ander alternatiewe manier van leef, ander tipe gemeenskap te word. Die wêreld het genoeg oppervlakkige verhoudings. Wat mense nodig het is ware community waar hierdie 6 aspekte leef en ons vorm. En die wonderlike nuus is, dis presies wat God besig is om te bou. Laat julle hom toe. En mense soos ons se lewe, normale mense, is God besig om hierdie te doen. So kom ons ontdek saam hoe om die meeste uit ons kleingroepe te kry. En dalk nog 'n bietjie dieper is dit. Hoe ons terwyl ons saam reis, God se wil regtig te kan uitleef. Vat nou 'n oomblik, bid saam met mekaar, sluit saam af, dan sien ons mekaar weer volgende week. Grace and peace. Totsiens.